Baie welkom by Mos Wêreldwyd Aanlyn Tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Baie welkom by ons Mos potgoeie. Ons gesels vandag met Peer, vir ons luisteraars wat nie weet nie. Peer is deel van ons tegniese span en hulle is ons grootste hulp wat ons het in die Mos span. Ons gaan in hierdie potgooi gaan ons bietjie saam kyk na hoe ouers kan verseker dat hulle kinders op 'n veilige platform soos Google werk, watter instellings is belangrik en hoe ons kinders kan help om verantwoordelik en veilig aanlyn te werk. Baie welkom by ons vandag, Peer. Ag, baie dankie dat ek met jou kan gesels vandag, Minnie. Dit is 'n voorreg om bietjie met julle te kan deel hoe ons dingetjies doen en hopelik kan ek 'n paar tips ook oorgee vir die wat luister. Dankie, ek dink dit gaan wonderlik wees want daar's so baie ouers wat vir my hierdie vraag vra. Hoe weet ek my kind gaan veilig wees op hierdie aanlyn platform? So ek gaan sommer wegspring en met die eerste vraag begin as dit reg is en dit is: hoe weet ouers dat hulle kind se Google rekening en profiel baie goed beskerm is teen toegang deur ander? So, hoe kan ouers seker maak dat hulle kind nie toegang tot private geselsruimtes of ander risiko's het? Dis my 'n lekker enetjie om vir jou te kan beantwoord omdat ons gebruik op ons platform Google Chrome eerstens en Google for Education Plus is ons pakket. Nou binne in die Mos ekosisteem het ons reeds allerlei veiligheidsmaatreëls ingebou. So van die tegniese span af wat ons al gedoen het. En ek sal, as ek daar klaar gepraat het, ook bietjie gesels oor 'n privaat profiel wat ons nie noodwendig, beheer oor het nie, maar by ons, terwyl die rekening ingeteken is, kan al ons leerders slegs e-posse stuur en ontvang van ander Mos e-posse. Dit is net onmoontlik om byvoorbeeld iets te ontvang of te stuur in 'n Gmail of aan 'n ander e-posadres. Ons moet fisies gaan en handmatig iemand soos ons derde party wat die handboeke hanteer, wat vir die kinders wil e-posse stuur of van die platforms wat ons gebruik vir eksamens, ons gaan witlys daai spesifieke e-posse. So tensy ons dit doen, kan hulle nie chat nie en kan hulle nie e-posse stuur en ontvang nie. Dit is eintlik baie gerieflik want mense kry so vinnig spam e-posse en dan binne in daai spam e-posse natuurlik is daai ding wat ons almal van weet is 'n phishing e-pos waar mense jou probeer flous om inligting uit jou uit te kry. So dis een manier hoe ons reeds uit die boks uit vir ouers bietjie gerusheid kan gee aangaande is hulle veilig terwyl hulle by ons is. Nou ons het ook so ver gegaan. Ons wil nie hê die kinders moet, heeltemal geïsoleer wees nie. So ons het gemeenskaplike en ek sal in Engels gebruik chat spaces geskep per graad. So graad 5 of 6 of 7 het 'n chat space waarop almal is, maar die onderwysers is ook daarop. So hulle kan 'n oogie hou om seker te maak dinge hou skoolverband. Die monitor. En ons het tot die lekker ding gedoen en vir hulle 'n bietjie sosiale groepie, so hulle kan bietjie klets oor al hulle goedjies. Ons wil juis hê hulle moet bietjie netwerk met mekaar. As jy sukkel met 'n skoolwerk, jy help mekaar. En dit bou 'n bietjie bande en ek voel dis bietjie meer soos ons regte wêreld daar buite. In terme van hoe ons met mekaar kommunikeer. Nou van ons werkstukkies, ons borrels, vereis dat kinders in groepe werk. En wat ons dan sal doen is ons sal namens hulle 'n chat space skep. Die kinders wat in die groep betrokke is opplaas, maar dan sal ons die ouers inlig en sê hoor hierso Pietie en Sunny is nou saam met jou kind op hierdie groepie. Laat hulle bewustheid kan dra. So dis een van die goedjies, ons het daai beperkings. Die ander ding wat gebeur outomaties, sê nou maar met ietsie soos YouTube, wat ook deel vorm van Google se platform. Is die tipe advertensies wat hulle bedien word, is meer van pas. Want dit is ongelukkig vat dit nie al die advertensies weg nie, maar dit sal definitief nou nie, buitenaardige of buitensporige advertensies meer vir hulle wys nie, ook
uit die boks uit. En dan het ons nog 'n stapie verder gegaan, want boelie is maar 'n ding en ons almal ken die frase van cyberbullying. En ons het so 'n hengse lysie wat outomaties optel as daar byvoorbeeld 'n vloekwoord laat val word of so. Inteendeel, hy blok die boodskap en dan gee hy vir daai leerder 'n kans om te sê, maar wag 'n bietjie, hierdie is 'n vals blok, want dit kan ook gebeur. En hulle kan ons dan 'n e-posie stuur en sê, hoorie somme, ek het niks verkeerd gedoen nie. Hier is wat ek geskryf het en ons kan dan 'n oogie gooi daarop. So selfs om te probeer bekamp dat een leerder dalk 'n ander wil, jy weet, sleg sê of boelie, het ons daarom daai maatreëls in plek. En dis die oorhoof op ons platform. Nou, ons het nie noodwendig sigbaarheid van privaat profiele nie. So ek kan sekerheid gee wat op ons platform gebeur, maar natuurlik as 'n kind hulle eie privaat Gmail of soortgelyk het, sal my voorstel dan wees dat die ouers net apart en ons kan dalk later 'n bietjie daaroor gesels dat jy ander veiligheidsmaatreëls sit vir goed wat buite ons platform gebeur. Wow, dit is 'n mondvol, maar dit is beslis ek dink dit stel ouers gerus as hulle hierdie hoor, want baie van ons ouers is nie bewus van dit nie. Nee, dit So is dankie dat jy dit met ons gedeel het. nee, Ek dis waardeer dit en dat jy dit so in diepte gedeel het. Dit gaan definitief 'n groot verskil maak as 'n ouer daai vraag het om 'n goeie antwoord vir dit te kry. definitief. Nee, mens moet maar doen wat jy kan. Ja, dis die waarheid, né? Okay, Absoluut. so Pierre, hoe kan elke ouer hul kind se aanlyn aktiwiteit monitor sonder om nou jou kind se privaatheid heeltemal te skend? Want ek dink baie kinders op 'n ouderdom, kom ons sê graad 4, 5, 6 is nog hulle moet gemonitor word, soos jy sê, bully is 'n ding, cyberbullying, dit is 'n ding. En dan kom jy in 'n bietjie groter ouer fase, graad 7, 8, 9 en op. En jy leer hoe om bietjie meer verantwoordelikheid te neem, maar tog staan dit nog steeds uit dat daai omstandighede, dit duik nog steeds op. So ek dink dit is jy as 'n ouer moet 'n fyn lyn hê tussen wanneer monitor jy en wanneer skend jy privaatheid. En hoe sal jy sê kan ouers dit benader? Man, mense sal dalk verskil. Kyk, ek is self 'n ouer van 'n kind wat nou daai wonderlike 14er jare betree. En hulle is my nouskeurig. Hulle gaan krap en hulle gaan jou uitdaag. Jy weet, op die mees ongeleë tye, dit is nou maar net hoe hulle op daai ouderdom, so hoor ek is nou nie sielkundig nie, maar hoe hulle gedraad is in hulle breins. En ek dink vir ouers wat ek sal voorstel, nê, is nie om heeltemal 'n spioen te word nie. Jy weet, sit bietjie by jou kind een keer per week, terwyl hulle by die foon of met die foon doenig is of met die rekenaar en jy weet sê, jy weet toon belangstelling, wat het jy vandag gedoen? Nie met 'n polisieman gesig nie, maar meer met 'n opregte belangstelling, soos jy weet, wie was daai vriend? Wat doen julle op daai groepie? Het jy al iets gesien wat vir jou, jy weet, bietjie ongemaklik maak? Jy weet, want die kinders is eintlik baie meer opgewas as wat ons dink en ek het dit veral agtergekom omdat ons op die tegniese agterkant werk. Ek dink kinders wil mense nie teleurstel nie as ouers en hulle wil nie gesien word dat hulle jou in Engels sê they don't let you down. So dis hoekom hulle geneig is om bietjie teruggetrokke te raak en nie totaal oop te wees nie. Maar as jy gaan van die oogpunt af van, weet jy, ek stel belang, ek gee om, as jy ietsie sien dalk wat vir jou ongemaklik laat voel, kom vertel vir my. En ek sal jou dalk kan raad gee, liewer as om te sê, o Jessie, ek gaan jou nou betrap iewers en jy gaan in die moeilikheid wees. Ek raai baie keer vir nuwe ouers aan, wanneer ons vir hulle intekenbesonderhede op ons platform stuur, jy kan daai presies dieselfde intekenbesonderhede vat en jy kan daai selfde profiel op jou eie Google Chrome gaan laai. Nou ek weet, jy kan dan alles sien wat hulle doen, wat hulle sê. Is eintlik my meer belangrik dat jy hulle vordering kan volg op ons platform, seker maak hulle is op dreef, maar dit gee jou dan 'n totale oorsig sonder dat hulle voel jy kyk heeltyd oor hulle skouer. So daai kommunikasie voel ek is baie baie belangrik. En as dit kan kom by 'n privaat profiel, wat ek sal voorstel daar is, maak altyd seker op daai rekenaar dat jy as ouer die hoofadmin is van die profiel as jy inteken.
sodat enige gegee tyd as jy sal weet, jy kry 'n gevoel dat jy net 'n bietjie 'n oogie kan gaan gooi. Op die einde van die dag is ons die ouers en dit maak nie meer eintlik saak of hulle daarvan hou of nie, maar jy wil ook nie hulle so bang maak dat jy oor hulle skouer, jy weet, loer dat hulle nie hulle self kan wees nie. Dit is 'n fyn balans soos wat jy genoem het. Vir profiele buitekant mos, jy is die administrateur en daar is hulpbronne daar buite wat jy kan installeer spesifiek vir daai doel. Sagtewaretjies wat as jy dit as die admin installeer, sal hy monitor wat hulle installeer en hoeveel tyd hulle daar installeer. Jy kan tot 'n mate tye stel wat hulle sekere goed kan en nie kan doen nie. So dit gee jou 'n bietjie Wow, okay. beheer daaroor definitief. Yes, dis baie lekker om te weet. Ek het nie geweet van dit nie, maar ek is nog nie daar wat ek aan daai tegnologie en uitdaging blootgestel is nie. So dit is nou maar hoekom. Absoluut. Dankie. Nou, watter tekens wys dat jou kind dalk aanlyn in 'n onveilige situasie verkeer en dan hoe tree ouers op om so gou as moontlik, en ek gaan dit nou maar so eenvoudig sê, maar 'n stokkie voor dit te steek, want jy wil nie noodwendig hê 'n situasie moet eskaleer. Absoluut. En in vandag se digitale ruim is dit meer belangriker as ooit dat voordat iets regtig verkeerd loop, dat mens kan intree. En of dit nou, kom ons vat 'n boelie gedrag kan wees, of kom ons vat die ergste graad, sê net maar daar's iemand met nie mooi intensies nie wat nou jou kind probeer opchat om vir hulle inligting te gee of ietsie, jy weet, meer lelik aan te vang. Van die rooi vla wat ek sal sê, maar neem ook dit in konteks. Van hierdie rooi vla dink ek doen tieners in elk geval wanneer hulle begin tieners raak, maar as hulle skielik baie geheimhoudend begin raak, of jy weet, jy loop in die kamer en jy sien hulle verander dadelik gou daai skermpie, of draai hom weg, of jy weet, shut down baie vinnig. Slaap met die foon onder die kussing. Dis 'n baie maklike groot enetjie wat hulle aanvang. En dan sal hy in die middel van die nag dalk begin goeters check. So Ja. ek sou 'n bietjie kyk na hulle gemoedskommeling, as hulle ewe skielik, en hier is waar ek bedoel met tieners, jy weet, as hulle ewe skielik huilerig is, of aggressief, of teruggetrokke, jy ken jou kind, en soms is dit nie noodwendig daai tienerfase wat intree nie, en jy wil dalk net 'n bietjie nader kyk. Wees dan net bietjie meer op met die ore, waaroor gesels hulle, noem hulle dalk hierdie vriende wat miskien vir jou dalk kan ouer lyk, of jy weet, moenie dadelik jy foon vat en so afskreerig raak of so nie. Sit rustig en verduidelik vir hulle dat jy bekommernis het oor hulle, dat daar mense is daar buite wat dalk nie die beste intensies het vir hulle nie, wat sal voorgee, veral omdat jy hulle nie in die oë kan kyk nie. Jy weet, vir alles dit kom ons, jy weet, praat reguit met 'n era waarin ons lewe, wat enigiets wat aanlyn verskyn vir ewig daar is. Met ander woorde, moenie goed wys wat jy nie vir jou ouma sal wys nie. Dis eintlik 'n baie goeie vraag. Sou jy daai boodskap vir ouma kan wys? En as jou antwoord is nee, dan is daar ietsie fout. En veral vir jong tienerdogters en tienerseuns wat besig is om deur baie veranderinge te gaan, is dit baie belangrik om vir hulle te verduidelik wat jy daar opsit is vir ewig daar. Maak nie saak wat jy doen nie. So moenie jouself ingepraat kry om goed te deel waarmee jy nie gemaklik voel nie. En vat dit van daar af. Kyk, dit is 'n ewig veranderende wêreld daar buite, en is ons werk as ouers om soveel as moontlik te probeer beskerm, en dit bring my net terug na daai balans toe. Is nie altyd maklik nie. En die wêreld verander so ongelooflik vinnig, maar terselfdertyd verander tegnologie baie vinnig, en is daar hulpmiddels om dit te doen. En as jy ietsie werklik sien wat vir jou ongemaklik raak, nê, moenie stil bly nie. As dit op ons platform is, kontak een van ons leerbestuurders. Hulle is verskriklik vinnig om in te spring en net bietjie nader vir jou te kan kyk. En as dit buitekant ons platform gebeur en dit lyk regtig soos ietsie ernstig, dan sal ek sê, moenie bang wees vir gevoelens seermaak nie. Ons is die ouers, laat dit liewer jy wees wat ooreageer, as wat dit dalk ietsie ernstiger kan wees. Ja, wat jou kind affekteer, né? Dit bring my tot by daai punt, dis elke ouer se eie verantwoordelikheid, soos jy nou sê, om 'n gesprek met jou kind te hê en hulle in te lig. Ek wil amper sê, om jou kind te laat weet wat daar buite is.
En ek dink ouers wat nie daai verantwoordelikheid nou al reeds nagekom het nie, dis ook hulle verantwoordelikheid, of hulle kan besluit wanneer hulle dit gaan doen, maar ouers wat nie daai verantwoordelikheid nakom nie, se kind moet tegnies nog nie op 'n aanlyn platform wees nie, is ek reg? Ja, en jy het nog 'n frase daar gesê wat my laat dink aan ietsie, nê? Toe ons, as wanneer ons ouderdom weggee nie, op skool was daar nie al die goeders beskikbaar nie. Met ander woorde, jy as 'n ouer kon kies wanneer jy oor die blommetjies en die bytjies gesels. Ons kon kies wanneer ons kind wil blootstel aan goeders. Nou die ongelukkige waarheid van vandag, ons kan nie meer kies nie. As jy 'n ouer is wat jou kind probeer beskerm, nê, en jy wil hulle nie vertel van iets op 'n sekere ouderdom nie, gaan iemand anders dit doen, ek beloof jou. So eintlik is jou keuse bloot tussen gaan jy dit vir hulle vertel of gaan hulle 'n ander weergawe kry by 'n maatjie? Ek sal voorstel liewer vroeër as later. Ek het self daai paadjie geloop en weet jy, dis eintlik minder ongemaklik as wat jy dink. Hulle hou dit kort en kragtig, vra of hulle vragies het en hulle is ons wat meer bekommerd is oor daai tipe gesprekke as hulle. Okay, dankie Peer. Dan wil ek ook gou by jou weet, watter strategieë kan ouers toepas om balans te hou tussen digitale leer en aanlyn veiligheid sonder dat hulle kinders isoleer? Want ons leerstelsel is baie gebruikersvriendelik en ons probeer definitief van ons kant af om soveel as moontlik sosiale integrasie en blootstelling vir die leerders te bied op 'n veilige manier. Maar wat kan 'n ouer doen om daai balans te hou sodat hulle kind nie geïsoleer voel nie? Ja, dit is nog 'n ding. Kyk, die internet is nie ons vyand nie, nê. Dis ons klaskamer, dis ons biblioteek en baie keer is dit ook ons speelgrond. En ons wil nie, as ek die vraagstukke gebruik, ons kinders in hierdie digitale klooster opsluit nie. So, jy weet, goedjies wat jy daar kan doen is, jy weet, laat die kinders hulle fone charge in die aand liewer in 'n gemeenskaplike area soos in die kombuis, want dan, jy weet, dit lê daar heel nag, anders as dit by is in die kamer, of skep daai tegnologievrye tye, etenstyd na 8 in die aand, jy weet, Sondag. Jy kan tot help dat jou kind self van daai grondreëls neerlê. Dis een van die dinge wat by ons gebeur met selfgerigte leer, is sodra hulle begin verantwoordelikheid self, begin hulle floreer en net beter mense raak. So jy kan hulle kry om te help met daai reëls en jy sal verbaas wees wat hulle kry om neer te skryf en dan beloon hulle vir goeie gedrag met meer vryheid, nie minder nie. Onthou, as jy later is en jy het van hierdie goedjies in plek gesit wat ons vroeër van gepraat het, kan jy altyd gou-gou 'n oogie insteek. Dit is ons verantwoordelikheid. Ek weet mense wil dit altyd sien as 'n privaatheidsding en ja, dit is. Maar in vandag se tyd, jy weet waar jou perke is en waar jy nou jou kind se privaatheid wil. Nie elke kind is dieselfde nie. So ouers moet hulle oordeel daar ook gebruik. Jy weet, en jy wys vir hulle vertroue en jy gaan sien hoe groei hulle daarin ook. En dat hulle die vrymoedigheid het, kan ek sê, jy gaan nie elke keer uitfreak as hulle nou uitkom met 'n ding nie. Jy gaan amper 'n raad gee. Jy saam met hulle daar kan deurloop. En ek vir die oomblik as ons daai polisieman raak, dan kwyn hulle weg. En dis nie wat ons wil hê nie. Ja, nee, dit is so. Dankie Peer, en het jy enige wenke vir ouers wie se kinders nou op 'n aanlyn platform werk? Enige wenke? Man, om saam te vat wat bietjie ons nou van gesels het. Ek sou sê maak 'n punt daarvan, maak 'n nota aan jou dagboek, 'n reminder op jou herinneringkie op jou foon. En een keer 'n week, 5 minute, praat oor aanlyn veiligheid. Nou jy gaan oor kry by die maar wat jy doen is jy plant elke week daai saadjie, want 3 dae later kry hulle dalk 'n chat van iemand wat hulle bietjie ongemaklik laat voel en dan dink hulle weer aan daai wat jy vir hulle gesê het. So net elke week noem ietsie van aanlyn veiligheid of praat oor iets anders wat jy kan mekaar gelees het wat met iemand gebeur het en jy sê dit nou maar net vir hulle want jy wil hê hulle moet bewus wees daarvan en kyk uit daarvoor. Tipe goedjies is baie goed. Pak dit aan as 'n deurlopende proses, nee. Dit gaan nie 'n een gesprek wees en afgehandel wees. Definitief nie. En van 'n tegniese oogpunt af, natuurlik maak jou wagwoorde lekker sterk. Iemand het vir my baie oulike wenk gegee. En haar woorde daai tyd aan my was, hoekom gebruik ek nie 'n sin nie? En ek het nie mooi verstaan nie. Dis 'n sin jy gebruik 'n sin. Ja. Wat jy gaan onthou, maar skryf hom as een
En dan sit jy nou jou letters en nommers en goedjies by. Want sodra jy 'n sin gebruik, is daai wagwoord vrek lank, maar jy gaan hom nie vergeet nie. En dit maak dit veiliger. Buite kan die MOS platform, ons het nie nodig vir ons leerders om hy 2-stap verifikasie aan te sit nie. Verskeie redes, hulle het nie noodwendig almal 'n selfoon om 'n PIN te ontvang, maar vir buitekant, waar ook al jy kan, sit ook maar daai 2-stap verifikasie aan. Dit kan regtig help. Ja. En dan moenie oom Google weggooi nie. Kyk, daar is regtig baie gereedskap vir ouers deesdae. Jy kan spesifiek vra, ek wil kan beter monitor of ek wil keer dat hulle sekere programmetjies installeer. Maar wat ons platformpie aanbetref, doen ons absolute bes. Ons probeer die kommunikasie oophou terwyl ons vir hulle 'n bietjie vryheid gee en ons kommunikeer baie met ouers. Asseblief met ons wil kommunikeer as hulle enigiets gewaar of ongemaklik voel of as hulle net bietjie meer wil weet soos vandag, wat is in plek en wat nog hulle kan doen. Definitief, en ek dink op daai noot wil ek net ons luisteraars herinner om as jy agterkom so iets kom oor jou pad of oor jou kind se pad in ons stelsel, maak 'n afspraak dadelik of kontak dadelik jou leerbestuurder ook. Soos Pierre voorheen genoem het, ons is baie vinnig beskikbaar en ons help graag waar ons kan. Dis vir ons lekker as ouers 'n afspraak met ons wil maak en ons kan help. Absoluut. Pierre, baie dankie vir die lekker gesels vandag. Ek waardeer jou tyd wat jy vir ons gemaak het en jou waardevolle insette wat jy gelewer het om ouers te bemagtig op hierdie onderwerp. Dit was goed vir ons gewees en ek sien uit daarna dat ons luisteraars hierdie potgooi luister. Maar ja, van ons kant af baie dankie. Ons waardeer dit. Dit is 'n groot plesier en is lekker om met julle te gesels. Dankie. Dis hy.